is vreemd, of ek weet nie wat ek doen nie, want wat op aarde nou net aangegaan? Wel, vandag gaan ons kyk na die verskillende ondersteuningsstelsels in verskillende diere. Watter tipe skelet, ondersteuningsstelsel, dink jy het jou troeteldier? Goed, so meeste van ons het honde en katte. Dit is dan natuurlik 'n endoskelet, want die skelet is aan die binnekant van die liggaam. Party van ons het krabbies en greefies, en ons krabbies se skelet is aan die buitekant. Die harde gedeelte is aan die buitekant. So daarom het hulle 'n exoskelet. En wie van julle het al gesien as dit reën, dan kom daar so 'n snaakse wurmpie uit die water of uit die grond. Weet julle wat 'n wurmpie dit is? 'n aardwurm. Yes. En dit is 'n hydrostatiese skelet. Dit is een waarmee jy die mees onbekendste sal wees vandag. So wanneer ons vandag by die les gaan jy hierdie 3 skelette vir my moet kan vergelyk met mekaar. En wanneer ons dit vergelyk, moet jy vir my sê, wat is die doel, of wat is die funksie van elke skelet, en wat is hulle voordele en nadele van die skelet, en of hulle die skelet ondersteun, en of dit beskerming bied, en hoe dit beskerming bied, deur die proses. Goed, so ek wil vandag vir jou vra, watter skelet dink jy, het jy as mens? Jy het 'n endoskelet, want die skelet is aan die binnekant. Die skelet is aan die kant waar jy nie kan sien nie. Dit is ook belangrik dat jy weet, dat die skelet wat jy het, die beste skelet is, want dit kan saam met 'n mens groei. Okay? As jy 'n babatjie is, 'n pasgebore babatjie is, jou bene bly nie daar die grootte nie. Soos wat mens ouer word, soos wat mens groei, soos wat mens sterker word, word jou bene sterker, jou skelet sterker, en ook jou liggaam groei saam met jou skelet, of jou skelet groei saam met jou liggaam. Goed. Dan wil ek nog 'n vraag vra. Waarom sal mense nie omval as hulle dit nie kan verstaan nie? As ek nou so loop, hoekom bedoel ek nie net in een nie? Want ek het 'n skelet wat my ondersteun. Goed? Wanneer ons die skelet sleg het, sal die skelet in mekaar inval. Daarom het ons 'n ondersteuningsstelsel wat spiere aan die skelet vasgebind word. Goed. Watter dier het 'n harde skelet? As jy nou kan dink aan 'n dier wat 'n skelet het, wat aan die buitekant van sy liggaam sit. Dit sal dan 'n krab wees. Goed. En dan 'n hydrostatiese skelet, soos ons net gesê, dit is dan soos 'n aardwurm. Goed. My laaste vraag is jou, waarom is ondersteuning belangrik en hoekom bied 'n skelet ondersteuning vir 'n liggaam? Okay? Dit help om te beskerm en te beweeg. Goed. So dit is jou belangrikste vir 'n skelet. Dit bied beskerming en dit maak beweging moontlik. Goed. Kyk. Nadat ons die lesdoelwitte is en deur die inleiding waar ons nou weet waar die les gaan, wil ek graag hê jy datum in jou boek skryf. Dit is vandag die 12de Mei. En die opskrif is ondersteuningsstelsels in verskillende diere. Goed. So wanneer ons kyk na dit wat ek nou net vir jou beskryf het, sien ons dat ons 3 verskillende skelette het. Ons het 'n exoskelet, endoskelet, oulik, en 'n hydrostatiese skelet. Goed. Jy moet nou luister, want jy gaan nou van die bord afskryf hierna. So fokus nou, dan werk ons nou van die bord af. Goed. So wanneer ek nou by exoskelet kyk, kan jy sien dit is 'n harde bedekking wat 'n mens aan die buitekant het, en dit bied beskerming. Jy kan so sien, hierdie ouetjie gaan nie moeilikheid vat nie. Wie van julle het al met 'n krab gespeel? Wie van julle het al 'n krab uit 'n dam uitgehaal? Nee, is taai. Ja. So wanneer ons kyk na exoskelet, sien ons dat hy 'n harde buitenste bedekking het. Okay? En kan iemand van my sê, wat is daai buitenste bedekking?
Wat noem mens die buitenste bedekking van 'n dier met 'n exoskelet? Chitin. En, kan iemand vir my nog iets interessant sê van chitin? So chitin is die buitenste laagie wat die whispers, wie van julle ken whispers? Wat whispers blink maak. So dieselfde chitin wat hulle op 'n exoskelet gebruik, is dieselfde produk of laagie wat hulle op 'n whisper gebruik om hom so braai te maak dat hy so skyn en lekker is. Goed, ook dat hy nie vervalle raak nie. Goed, so dit is iets interessants. Dan die volgende diertjie waarna ons gaan kyk is 'n endoskelet. Kyk, daar kan ons sien die skelet is aan die binnekant, die ondersteuningsstelsel is aan die binnekant en daarom sal ons weet dat die vorm, kyk, beskerm word deur 'n buitenste laag, deur vel en die ondersteuningsstelsel is van been en kraakbeen gemaak. Goed, dit is al wat belangrik is daar vir nou. En die laaste enetjie is my hydrostatiese skelet. So hydrostatiese skelet is jy nou nog nie baie seker meer van nie en jy is nog nie daarvan baie bewus nie, maar dit is wanneer ietsie baie buigbaar is. Daar is nie bene aan die binnekant nie, daar is nie 'n exoskelet of 'n endoskelet nie. Goed, so wat is 'n hydrostatiese skelet? Wat is hydro? Hydro is water, hydrogen, as ons op die periodieke tabel kyk. Hydrostaties is hydrogen. So dit is wanneer, dit is hoekom ek nou so gemaak het, dit is wanneer jou lyf vol vloeistof is en die spiere in jou lyf teen jou liggaam druk en dit maak beweging moontlik. So wanneer ons kyk na 'n exoskelet, is dit 'n baie krapperige, baie pertinente bewegings. Endoskelet is redelik normaal en dit is baie geleidelik. En 'n hydrostatiese skelet is wanneer die vloeistof in die liggaam teen die spiere druk en dit maak beweging moontlik. Soos 'n wurm. Ons gaan nou 'n videoetjie kyk van dit. Goed. So wanneer ons nou kyk na die voordele en nadele van elke skelet, goed. Die exoskelet het 'n voordeel. Kan jy vir my sê wat is? Beskerming. Ek dink dit is die eerste ding wat by jou opkom. Beskerming. So wanneer ons kyk na exoskelet, sien ons dat beskerming plaasvind onmiddellik. Wanneer ons kyk na die nadeel van die exoskelet, is die exoskelet moet vervel en daar is 'n spesifieke groei wat kan plaasvind. Die dier kan nie ongelooflik groot word of saam met sy liggaam groei nie. Hy moet vervel sodra hy op 'n sekere punt kom, elke sekere tydperk met verskillende diertjies. Goed, so dit is die voordele en nadele van 'n exoskelet. Wanneer ons kyk na die voordele en nadele van 'n endoskelet, sien ons dat die liggaam beskerming bied en ook beweging moontlik maak. Goed, doeltreffende beweging. En wanneer ons kyk na die negativiteit daarvan of die nadele, sien ons dat daar minder beskerming is. Jy het 'n sagte vellaagie wat jou bene beskerm en jou bene kan ook breek, want dit is slegs van been en kraakbeen. So wanneer ek hard op my arm val, kan ek my arm seermaak en my beenderring aan die binnekant breek. Goed, die voordele en nadele van die hydrostatiese skelet is dat dit voorkom waterverlies. So wanneer daai klein liggaampie, hy is gevul met water of met 'n vloeistof om te kan beweeg. So daai lyfie is in die vaste grond wat water vertoon of wat water in het. En sy liggaampie voorkom dan waterverlies sodra hy deur die grond beweeg. Goed, dit is nou dieselfde met soos 'n aardwurm, die kry insekte ensovoorts. Goed. En sy groei is beperk. So jy kry nie so lank en so dik aardwurm nie, want sy groei is beperk. Sy lyf sal dit nie kan maak, sy lyf sal nie in staat kan wees nie. Goed. So wanneer ons nou al hierdie goedjies beskryf het, gaan jy vir my hierdie neerskryf. Daar het ons deur gegaan.
Daar is die 3 tipe skelette wat ons deurgegaan het nou net. So die eerste skelet is, dit bestaan uit vloeistof. Goed, as ek sê hydrogen, hydrostaties, hydrogen is water. En dit maak dan beweging moontlik. Dit is ook dan nou die hoofdoel van die hydrostatiese skelet. Goed, ons het daardeur gegaan, ons sal nou deur die videoetjie gaan. Dan die exoskelet het ons deurgegaan. Die belangrikste ding is dat die chitin is, wat die liggaam beskerm met die buitenste laag. Die endoskelet is, daar moes 'n momentjie gewees het. Die endoskelet het kraakbeen en been en dit kan breek. So dit is belangrik dat mense dit beskerm. En dan het jy vir my nou hersiening. So skryf my hersiening in die werkboek en skryf my die vrae neer. Ons het 3 tipe skelette. Dit is die exoskelet, endoskelet en hydrostatiese skelet. Die volgende vraag is die funksie van elke skelet. Goed, so dit bied beskerming, ander skelette bied beskerming en dit maak beweging moontlik. So die hydrostatiese, die vloeistof trek teen die spiere of die spiere trek teen die vloeistof en dit maak beweging moontlik. Die krag of die exoskelet maak beweging moontlik met sy sekere aspekte van sy funksies of die vorm van sy lig. En die endoskelet, die mens, het ook 'n funksie van beskerming en ondersteuning vir die skelet en vir die liggaam. Goed. Die volgende vraag is die voordele en nadele van elke skelet. So kan iemand vir my sê wat is die voordele van al 3 skelette of die voordeel van die hydrostatiese skelet? Dit voorkom waterverlies. Goed. Wanneer ons kyk na die nadeel is die grootste beperk. Kyk, dan die exoskelet se voordeel is dit bied beskerming. Goed, en sy nadeel is hy moet vervuil en hy kan nie baie groot groei nie, soos hy groei is beperk. En die laaste enetjie, die voordeel van 'n endoskelet, dit groei saam met die liggaam. Kyk, die beendere bly nie stat vas soos wat dit op 'n babatjie se grootte is nie, en die nadeel is dit kan maklik breek. Goed. So wanneer ons nou klaar is met die les, wanneer jy klaar die vrae beantwoord het, klaar dit afgeskryf het wat op die bord is, dan gaan ek vir jou 'n werkkaart uitdeel. Dit is ook dan huiswerk vir môre. Voltooi dit asseblief en dan sal ons van daar af weer verder gaan in diepte met elke tipe skelet. Goed. Dankie vir die tyd. Jy moet 'n lekker dag verder hê.